Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om hier saam met u te kan wees in hierdie oggend, om saam met u ook die woord van die Here te oordink. Geliefdes, as voorsang kan ons net so sit, dan sing ons saam Gesang 186. Gesang 186, o Heer, uit bloed en wonde, uit kruishout, haat en hoon. Ons gaan sing vers 1 en vers 2 van Gesang 186. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed, en na die stilgebed gaan ons as voorbereidingslied saam sing Gesang 95. Ons gaan die Onse Vader staande saam sing, waarna jy staande kan bly vir die fotum en die seën, en na die seën gaan ons sing Psalm 146. Psalm 146 daarvan die eerste en die derde vers as loflied. Psalm 146 vers 1 en vers 3 as loflied na die seën. Liefdes, maar kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20. En nadat ons na die wet geluister het, gaan ons saam sing Gesang 69. Gesang 69, daarvan die eerste en die derde vers. Gesang 69, vers 1 en vers 3 na die wet. En dan kan u ook die Psalm en Gesangeboek oopmaak by Gesang 84. Gesang 84, daarvan gaan ons sing vers 2 en vers 3. Gesang 69, vers 1 en 3 na die wet en Gesang 84, vers 2 en 3 na die belydenis van ons geloof. Liefdes, kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Geliefdes, ons lees in Johannes 3 vanaf vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Geliefdes, aan elkeen daarom wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, en in die tyd van die jaar, as ons weer dink aan die lydensweg wat hy moes stap tot aan Golgotha, besef ons dat ons geloof in hierdie oggend net kan bely deur die Heilige Gees wat dit in ons harte werk. En daarom kan ons ook ons geloof bely deur die woorde van die 12 artikels saam in ons harte te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam Gesang 84 vers 2 en 3. Geliefdes, Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Matteus 27. Matteus 27 en ons gaan lees vanaf vers 11. Dit gaan oor die verhoor voor Pilatus. Ons lees saam Matteus 27 vanaf vers 11. En Jesus het voor die goewerneur gestaan. En die goewerneur het hom die vraag gestel en gesê, is u die koning van die Jode? En Jesus antwoord hom, u sê dit. Terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor u nie hoe baie dinge hulle teen u getuig nie? En hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie,
sodat die goewerneur hom baie verwonder het. En op die fees was die goewerneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die skare los te laat. En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad met die naam van Barabbas. Nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle: "Wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barabbas of Jesus wat genoem word Christus?" Want hy het geweet dat hulle hom uit naaitheid oorgelewer het. Terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê: "Moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil." Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle: "Wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat?" En hulle antwoord: "Barabbas." Pilatus sê vir hulle: "Wat moet ek doen met Jesus wat genoem word Christus?" Hulle sê almal vir hom: "Laat hom gekruisig word." En die goewerneur sê: "Watter kwaad het hy dan gedoen?" Maar hulle skreeu nog harder en sê: "Laat hom gekruisig word." Toe Pilatus sien dat dit niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê: "Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien." En die hele volk antwoord en sê: "Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom." Toe laat hy vir Barabbas los, maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom by mekaar. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel op hom, en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand. En hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê: "Wees gegroet, koning van die Jode." En hulle spieg op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof. En nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, groot is U naam oor die ganse aarde. Here, ons wil U naam groot maak. Prys die Here met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. U wat aard en hemel eens geskaap het en steeds getrou daaroor regeer. Dankie dat U ons in liefde aangesien het deur U seun te stuur. Dat hy mens geword het en die vernedering beleef het om sy posisie in die troon te verlaat en mens te word. Ons gelyk te wees deur sy eie verlate te word, deur uiteindelik onder 'n wêreldse regter te ly. Dit alles vir ons. Here, breek daarom nou vir ons die woord oop. Spreek U met ons elkeen, spreek en werk met die Gees in ons harte, dat ons ontvanklik is vir die woord. Here, gee dat dit op die mure van ons hart gegraveer sal word en dat ons ook, as ons hier weggaan, self ondersoek gaan instel. Here, hoe leef ek? Here, dankie dat ons dit mag bid in afhanklikheid van U. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Die weg van vernedering waarlangs Jesus moet stap tot op Golgotha, het maar nog net begin by sy menswording. Toe hy sy verhoogde posisie verlaat het om ons gelyk te word.
Laasweek het ons daarna gekyk, maar ons het ook so 'n stappie verder gevat om te kyk na hoe hy verneder is deur die feit dat hy deur sy eie mense verlaat is. Hoe sy mense hom nie aangeneem het nie en hoe hy eintlik verwerp is deur die mense wat hom so lank verwag het. Maar dit, geliefdes, is maar nog net die begin van sy vernedering. Dis maar nog net die naaldpunt van alles wat hy moes verduur, en die tweede stap daarvan is iets wat ons saamvat in ons geloofsbelydenis onder die woorde wat gelei het onder Pontius Pilatus. Die lyding waarvan hier gepraat word, wys na hoe Christus sy hele lewe lank, maar veral in hierdie dae voor Golgotha, in liggaam en siel die volle toorn van God op hom moes geneem het, sodat ons as mens in genade die geregtigheid van God kan beleef. Daarom moes Christus voor 'n wêreldse regsbank gaan staan het, onskuldig die straf op hom geneem het, sodat ons nie eendag die skuld voor die groot regsbank van God hoef te dra nie. Daarom moes hy gelei het onder Pontius Pilatus. En tog moet ons ook bysê, die vernedering wat Christus beleef, is nie net hierdie gebeure in isolasie wat hy nou verhoor word deur Pilatus nie, dis eintlik veel meer. Dit begin daar in die tuin van Getsemane. Jesus gaan saam met sy disippels, hy neem hulle om te gaan bid. Bedroef vra hy hulle, waak saam met my, bid saam met my, want die dag is naby. Hy weet wat kom, hy weet hy gaan oorgelewer word om uiteindelik gekruisig te word. Hy is bedroef binne in sy siel. En nie net een keer nie, nie 2 keer nie, maar 3 keer kom Jesus terug na sy disippels en vind dat hulle slaap. In die uur van droefheid, waar hy sy disippels die nodigste het, kan hulle nie eers wakker bly en saam met hom bid nie. En dit word net erger, want die volgende oggend verskyn een van sy disippels. Judas Iskariot kom in die tuin na Jesus toe met 'n klomp soldate saam met hom, manne met stokke en met swaarde. Hulle kom om Jesus gevange te neem. En Judas kom na Jesus en hy groet hom met 'n kus. Die teken van liefde, die teken van respek, word die teken van die verloon. Christus word verneder deur die een wat hy lief is, met die teken wat veronderstel is om liefde te toon. Maar die kus word die teken wat wys dat die soldate hom in hegtenis moet neem. Dan vat hulle hom na die huis van die hoofpriester van Kajafas, om daarvoor die Joodse raad, dus die ouderlinge, die owerpriesters van die volk, daarvoor hom te gaan verskyn, sodat hy veroordeel kan word, en hulle bring 'n klomp valse klagtes teen hom in. Die grootste was godlastering. Omdat hy gesê het, hy is die seun van God, daarom kla hulle hom aan, en hulle bring 'n klomp valse getuienis, juis om hom skuldig te laat bevind. Jesus bly stoepstil. Die enigste woord wat hy wel spreek, is juis die bevestiging dat hy die seun van God is. En tog aanvaar die Jode hom nog steeds nie. Inteendeel word die hoofpriester van die Jode so kwaad dat hy sy kleed skeur. Hy skreeu op Jesus. Saam met die Jode gaan slaan hy hom met die vuis en met stokke. Hy spoeg hom, hy spot hom. Sy eie volk verwerp hom. En hier in die agtergrond speel daar 'n heel ander toneel uit. So dat Jesus dit kan hoor gebeur, staan Petrus daar rondom 'n vuur om warm te word. En 3 maal verloon hy vir Christus deur te sê, ek ken hom nie. Sy uur van nood het Christus sy eie disippels, sy eie mense hom verlaat. Vernederend moes dit nie gewees het nie.
En die Jode, hulle wil hom doodmaak. Hulle wil hom kruisig. Maar die Joodse Raad het nie die mag nie. Die Joodse Raad kan hom nie ter dood vonnis nie. Daarom moet hulle hom na die Romeinse owerheid toeneem, sodat hy deur 'n Romeinse regter veroordeel word om uiteindelik ook aan die kruis te sterf. Maar onder die Romeinse ryk het die volke wat deel geword het van die ryk godsdiens vryheid gehad. Elke volk kon sy eie gode aanbid het, solank as wat dit nie in opstand kom teen die keiser nie. As die Jode dus vir Christus bring met 'n klag van godlastering, gaan die goewerneur verlag. Daarom verander die klag. Nie meer godlastering nie, nou word dit hoogverraad. Nou sê hulle, hierdie man het gesê hy is die koning van die Jode, en as hy die koning is, beteken dit hy moes nou in opstand teen die keiser van die Romeinse ryk. Hy wil nou die mag oorneem en daarom kan hy vir hoogverraad aangekla word. Voor Pilatus bly Jesus stil. U sê dit. Sy enigste woorde aan Pilatus. Die ouderlinge, die owerpriesters, hulle kom met hulle valse getuienisse. Hulle probeer om skuldig te bewys, maar daar is in hom geen skuld te vind nie. Hy is die regverdige. Dis iets wat vir ons herhaaldelike kere beklemtoon word in ons teksgedeelte. Dit is juis die vernedering. Dat terwyl hy onskuldig verklaar word deur die goewerneur, hy steeds aan die kruis moet gaan hang. En die onskuld word nie minder as 3 keer in ons teksgedeelte vir ons beklemtoon. Die eerste vers 19 stuur Pilatus se vrou na hom toe en sê, moet met hierdie regverdige niks te doen hê nie, want ek het in 'n droom baie gelei as gevolg van hom. Daarna in vers 23 sê Pilatus self, hy vra hulle, wat het hierdie man gedoen? Wat 'n kwaad het hy gedoen? Met geen antwoord nie. En uiteindelik in vers 24 was Pilatus sy hande met die water en hy sê, ek wil met die dood van hierdie regverdige niks te doen hê nie. En tog ten spyte van die onskuld. Ten spyte daarvan dat Pilatus geen klag teen hom skuldig kon vind nie, word hy gekruisig. Hoe vernederend is dit nie? Die lydensweg van Christus bou dus op hierdie vernedering heeltyd. Eerstens die onregverdige verhoor. Sy verlatenheid deur sy mense. Die spot, die spoeg, die slaan. Die doringkroon wat gevleg word en op sy kop gesit word, die kleed wat aangetrek word met die Romeinse soldate wat neerval en sê, die koning van die Jode. Hoe vernederend nie. Dit alles om uiteindelik aan die kruis te moet gaan sterf. En geliefdes, vanoggend moet ons wel 'n baie belangrike vraag vra. Hoekom? Hoekom moes hy so verneder word? Hoekom moes hy deur al hierdie goed gaan? Want jy sien, nadat Pilatus vir Barabbas vrylaat en Christus laat kruisig, dan laat hy water vat en hy was sy hande. Asof hy wil sê, ek is nie skuldig aan die dood van hierdie man nie. Ek was my hande in onskuld. En geliefdes, dit is nie so maklik nie. Want ons bely, hy het gelei onder Pontius Pilatus. Pilatus was die een man gewees wat die mag gehad het om Jesus vry te laat. Hy as goewerneur het die mag gehad om te sê, die man is onskuldig, ons gaan hom nie kruisig nie, maar wat doen Pilatus?
Hy's bang vir oproer, hy's bang dat die Jode in opstand kom teen hom, daarom gee hulle die reg, gaan kruisig julle hom maar. Pilatus kan nie sy hande in onskuld was nie. Maar geliefdes, ons ook nie. Nie ek of jy kan vandag die water op ons hande druk en sê, ek is nie skuldig aan sy dood nie, want dis as gevolg van die sonde in ons lewens, dat hy aan die kruis moes sterf. Dis as gevolg van ons, dat hy daar moes hang, dis ons ongehoorsaamheid wat dit veroorsaak het. Die Jode wat hom aankla vir hoogverraad, is besig om die hoogverraad te pleeg. Hulle wat in opstand kom teen Pilatus, is juis besig met hoogverraad. Christus sterf aan die kruis vir die sonde wat die Jode doen. Daarom kan ons nie in ons skuld leef nie. Soos ons ook vandag saam met die volk in vers 25 wat moet skree, laat sy bloed oor ons en ons kinders kom. Nou geliefdes, hierdie stelling klink baie positief. Maar in die konteks is dit eintlik negatief. As die bloed van iemand oor jou kom, beteken dit, jy is skuldig aan die dood van daardie persoon. Dit is asof jy self die moord gepleeg het. Wat hier dus sê is, die volk erken, hulle is skuldig aan die dood van Christus. Dit is as gevolg van hulle wat hy daar hang. En so kom die bloed ook oor ons, want dit is as gevolg van ons dat hy aan die kruis moes sterf. Dit is as gevolg van ons wat hy verneder moes word. Maar geliefdes, so negatief soos wat dit is, net so positief is hierdie sinnetjie. Dit bring vir ons hoop. Dit bring vir ons die genade van Christus, want as sy bloed oor ons kom, beteken dit ons word skoon gewas van die sonde. Dis tog waarheen die sakramente wys, die doop. As daar die water die kindjie se koppie raak en die water was hom skoon, dan wys dit na Christus se bloed wat ons skoon gewas het. As sy bloed oor ons kom, word ons gereinig en voor God heilig gestel. As ons by die nagmaalstafel kom aansit en ons drink daar die beker, ons drink die wyn, dan word ons herinner aan sy bloed wat vir ons vergiet het tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die nagmaal dien dus as 'n herinnering dat sy bloed oor ons gekom het. Dat hy aan die kruis moes sterf en uiteindelik verlate moes wees deur almal. Die nagmaal herinner ons dat die bloed van Christus oor ons kom. In 'n negatiewe sin, want hy moes vir my sterf, maar ook in die genade dat hy vir my moes sterf. En tog, geliefdes, moet dit iets by ons aanhits. Ek moet anders gaan leef. Ek moet gaan leef soos iemand wat die bloed van Christus oor hom het om skoon te wees. Ek moet anders dink, anders redeneer, anders praat, anders leef. Ek moet my lewe anders inrig. Want ek is skoon deur Christus gemaak. Want die boodskap is dit, Christus is op aarde verneder en uiteindelik is hy verhoog. Die graf is nie die eindbestemming nie, die troon van God is die eindbestemming en vandaar kom hy eendag om te oordeel oor die lewende en die dode. Ons gaan voor die regterstoel van God staan en ons gaan rekenskap moet gee vir dit wat ons gedoen het. As ek glo in God die Vader, glo in Jesus Christus, dan kom sy bloed oor my, in die sin dat hy my skoon gewas het. Maar as ek hom verwerp, dan sal die bloed van Christus my toegereken word, asof ek die een is wat hom in die kruis vasgeslaan het. Gaan doen daarom hierdie selfondersoek. Hoe word die bloed van Christus u toegereken? Amen. Kom ons bid saam.
Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat U Seun die vernedering hier op aarde deurgegaan het en uiteindelik aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Dankie dat sy bloed oor ons kom. Maar Here, gee ook dat ons deur die geloof weet dat dit ons nie toegereken sal word in die feit dat ons U vermoor nie, maar juis dat U ons daardeur skoon gewas het. Here, en gee dat ons sal gaan leef soos nuwe mense. Mense wat die bloed van U op ons dra. Mense wat in U genade leef, met die wete dat ons nie eendag voor die groot regter hoef te staan nie, omdat U Seun voor die wêreldse regter reeds gestaan het. Here, dankie dat ons in hierdie tyd ook nader kom aan Paasnaweek. Nader kom aan die kruis op Golgotha, dat ons, Here, die kruis weer kan beleef. Die liefde kan beleef, die genade kan beleef. Here, ons bid dat ons ook, wanneer ons Paasnaweek hier by die tafel kom aansit, dit sal doen met die regte gesindheid. Met die wete dat U voed ons tot die ewige lewe. Here, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir elke lidmaat, dat U ons sal veilig hou in die week wat voorlê. Boet en bewaar ons en Here, bring ons weer na U huis toe in volgende week. Here, en gaan met ons in die uitdagings wat ons lewens ervaar, dat ons U eer sal soek en sal vind. Ons bid hierdie dinge alles nie uit onsself uit nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 188. Gesang 188, daarvan gaan ons sing vers 1, 2 en 3. Gesang 188 vers 1, 2 en 3. En ons gaan dit staande doen, waarna jy staande kan bly vir die seën. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes.
Geliefdes, in die volgende afkondigings namens die kerkraad. Vir voorbidding dink ons aan ons gemeente en aan ons lidmate. En besonder dink ons aan Tannie Babs Venter, wat die week 2 weke terug geval het. Nou eers mooi onthou, vir 2 weke terug. Sy het redelik seer gekry en ek dink sy was dokter toe Tannie Anel sal dalk ons meer kan sê, maar ons dink ook aan haar in dit alles. En dan, geliefdes, dink ons ook aan oom Koos Kaamfer. Oom Elmar het my, julle moet my nou help, is dit donderdag wat die operasie was. Donderdag aand toe bel oom Elmar my en toe moes hulle 'n noodoperasie doen om die been af te sit, want die are wat hulle oopgemaak het, het toe weer toegegaan. En Vrydagoggend sê oom Elmar, is oom Koos sommer weer 'n ander mens gewees. So ons is dankbaar daarvoor, is 'n groot trauma om deur te gaan, maar ons glo ook die Here het 'n groter plan daarmee. En ons dink aan oom Koos en aan die hele familie ook in dit. Liefdes, dan het ons kerkraad verkies as ouderling oom Bennett en as diaken Stefan. Dis vandag die antwoorddatum, so julle moet asseblief, ons het al oom Bennett sin, ek het nog net nie Stefan sin gekry nie, maar asseblief vandag vir ons antwoord op die roeping. Liefdes, dan kan u die kerkraad hierdie week kontak as daar enige krisis is. Ek is bietjie hierdie week op verlof. So ek is in die dorp, maar ek gaan nie my foon antwoord nie. Bel asseblief eers die kerkraad, hulle sal ek nog antwoord. En dan ons dienste Paasfees. Kom ek sê net eers dit, net omdat ek nie Sondag hier is nie, beteken dit daar's nie 'n diens nie. Daar's steeds 'n diens, so asseblief moenie wegbly net omdat ek nie hier is nie. Paasfees se tye, die erediens, die Goeie Vrydagdiens is 8:00 die oggend hier in die kerk. En Sondag die 5de April, Opstanding Sondag, het ons nagmaal ook 8:00 hier in die kerk. Onthou asseblief ook die voorbereiding wat daarvoor nodig is. Geliefdes, en dan vra ons, adverteer asseblief solank ons kerk skiet. Die advertensie is op ons groepe gestuur. Asseblief sit dit daar buite, stuur hom aan vir almal wat u ken, vriende, vyande en sommer almal wat wil. En sit dit op al die groepe, op die status, laat almal weet daarvan. En soos wat u besigheid doen, kyk asseblief of u vir ons borge en skenkings kan kry, dan maak ons die dag ook sommer baie lekker. Blomme en tee vir die maand Maart is week 1, kom drink asseblief saam met ons 'n koppie koffie of tee, en dan vra die susters asseblief vir klere vir die klerebank, so voor die winter. U kan dit vir ons bring, dan sal ons dit weer uitsorteer. Verbondsonderrig vanoggend is les 8 op die almanak. Ek weet daar's van die kinders wat so 'n bietjie agter geraak het as gevolg van voogte en al die goeters. Ek vra dat die voogte asseblief net moeite sal doen om op datum te kom met die lesse. Dat ons weet ons kinders is na die vakansie, begin ons amptelik weer met les 9. Met dit gesê, sluit die skole hierdie week. Ons sê julle moet 'n lekker vakansie hou, geniet die rus wat voorlê en ja, julle moet soet wees die vakansie. Boodskappers vir Maart maand is in die saal beskikbaar, en dan verjaarsdae. Hierdie week, vandag die 22ste Maart is Jandrey. Ek sien hy is nie hier nie, maar ons sê vandag vir hom baie geluk. En dan die 24ste, dis Dinsdag, is J.W. Meyer. Die 27ste is Tannie Rina Snyman en Eduard Maree. En die 28ste is Pretoria Skotse. Ons sê vir hulle almal baie geluk met hulle verjaarsdag. Mag dit 'n baie mooi dag en jaar wees en mag die Here hulle nog ryklik seën. Geliefdes, dis die afkondigings. Kom kuier asseblief lekker saam met ons, kom drink 'n koppie koffie, en dan hoop ek u 'n geseënde week, en dan sien ons, u sien mekaar volgende Sondag, ek sien die week daarna.